The Holy Spirit groans, He prays, and He intercedes. We praise You, Holy Spirit. The Holy Spirit prays, groans, and intercedes. Romans 8:26. The Holy Spirit is a sword. Ephesians 6:17. The Holy Spirit produces fruit in our lives. He produces the fruit in your life. He helps us in our weakness. Romans 8:26. He bears witness. Acts 5:32. He is the Spirit of adoption. He gives power to mortify the deeds of the flesh. He provides power for signs, wonders, and preaching. Acts 1:8. The Holy Spirit ministers love. He searches the deep things of God. 1 Corinthians 2:10. He quickens the mortal body. Romans 8:13. He brings revelation. The Holy Spirit brings revelation. Luke 2:25. The Holy Spirit revealed to us what has been given by God. 1 Corinthians 2:12. The Holy Spirit gives life. 1 Corinthians 12:4. The Holy Spirit seals us. 2 Corinthians 1:22. The Holy Spirit, He is liberty. 2 Corinthians 3:17. He changes us into the image of Christ. So Lord, the Holy Spirit, we praise Him. He's changing us into the image of Christ, and Christ is taking us to the Father. He releases a cry to the Father. Galatians 4:6. He gives access to the Father. Ephesians 2:18. He is unity. Ephesians 4:3. He is the wine. Ephesians 5:18. He is fellowship. 2 Corinthians 13. He is grace. He is glory. The Holy Spirit speaks to the body of Christ. Revelation 2:11. He calls the bridegroom. He calls the bridegroom. Robo chorobacharabacharabandarabacha. Revelation 22:17. He calls the bridegroom. Are we excited this morning? He's the one that calls the bridegroom. We are the bride of Christ Messiah, but the Holy Spirit calls the bridegroom. The Holy Spirit has the power of conception and anointing for God's purposes. Matthew 1:18. The Holy Spirit is the one that teaches. We cannot teach without the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one that teaches. Luke 12:12. He's the one that provides power to a witness. So Lord, this morning when we are testifying, He will give power for us to testify. We praise Your mighty name. He commissions us. Acts 13:4. Do we believe the Holy Spirit commissioned? He commissioned. How many people are not commissioned because they don't ask the Holy Spirit to come and lead you and commission you and guide you and lead you in all truth? So Lord, when we read all of this, the Holy Spirit, He confess Christ's Lordship. He confessed Christ as being Lord and Messiah. Are we standing under the Lordship of Christ Messiah? Is He your Lord this morning? Is He your Messiah? Is He the one that you are following Him? When He calls you, come and follow me. That same voice of the Holy Spirit
in Christ Messiah. He calls the 12 disciples and they followed him. Are you following this morning? Are you laying down all your burdens? Are you laying down all your problems? Are you confessing all your sins? Are you laying down all your transgressions? Are you coming to alignment? Are you staying obedient unto the voice of the Holy Spirit? So Lord, we don't want to quench the work of the Holy Spirit. We want to lift him up as the Spirit of truth, as the Spirit that was sent by the Father in the name of Jesus Christ to come and live inside of us. That is why we are the gift of God, because of the Spirit of him that lives in us. We praise your mighty name. This is the value. This is why we are more valuable than you can ever think, because it's not who you are, but because it is who are living in you, who are manifesting through you. And we praise you for this year. We praise you for this morning, Lord. Thank you for Billy. Thank you, Lord, for his faithfulness, for ours. So, Lord, prepare our brothers this morning. We want them to come and testify. We want them to come and testify of the goodness of the Lord. Come and testify. This is the way you will overcome, by the word of your testimony and by the blood of the Lamb, and that you will not love your life unto the end. By the word of your testimony, the testimony of Jesus Christ that is inside of you, and by the blood of the sacrificed Lamb, and by not loving your life, this three-chord strand is the power to overcome over darkness, dark places, wicked forces around us. So Lord, this morning we call out your fire from this altar. We speak, we can call fire from this altar, that you will send out from this altar over this nation to come and expose even more what is taking place with all these commissions. It's time that the tables will be overturned, the trapezium, the trading in the temple, the mammon, the love of money, the tables will be overturned, so that the righteousness of Jesus Christ can come to the light in this nation. This is time for a new heart, so that South Africa can receive a new heart. So yesterday, Lord, we come and we confess for the vision that Barend has received yesterday. And in this vision he saw a man, and in his heart was circumcised, but his heart was not fully circumcised. We know there's a stony heart, and that you will come and take our stony hearts out and come and give us a new heart. But the heart of flesh must be circumcised. But it's the first time that I've heard about this, that the heart of flesh was not fully circumcised. So Lord, if there's any part in me, if there's any part in us
that we have not completely surrendered unto you. I want to confess it this morning, and I pray that the Holy Spirit will come and reveal the secret parts in our heart, the hidden parts in our heart, the hidden agendas in our lives that are not being over, that we have not surrendered. Our life must be completely surrendered. And Lord, yesterday, you show us that even in the rich young ruler, when he came to Jesus, he asked him, what must I do to inherit the kingdom of God? What must I do to inherit? And Jesus gave him the commandments, and that you must love the Lord your God with all your heart, all your strength, and all your might, and your neighbor as yourself. And he said, Lord, I'm doing all of this. And he said, and then you must take all your belongings, go and sell it and give it to the poor. But this was too a hard thing for him. He have a half circumcised heart, not completely surrendered. So this morning, Lord, maybe there's things in our life that are not completely surrendered. So I want to come and I want to bring myself first and lay myself on the altar first, Lord, and said, Holy Spirit, if there are things that offends me, if there are things that still not in line with your word, if there are anything in my life, Lord, that is not completely surrendered, I want to lay it down this morning. I want to bring it to your altar of mercy and grace. Take my life, Lord. It belongs to you. I lay it down for you, for your kingdom, for your kingdom's sake, for your kingdom's sake. This is the burnt offering. And as we've heard last week, the preacher that says, we must come and such a relationship with the brazen altar, with the bronze altar, with the fire. You must come in love. You must come in such a close relationship with Him. You must have koinonia with the altar, where you die every day, where you take up your cross daily, according to Luke 9:23. Take up your cross daily. The cross is the altar. That altar in your life must become part of you. We must fall in love with that altar by laying down your life, because the more we lay down, the more can Christ be revealed through us. And I praise your mighty name. All our stubbornness, anything that is not from you, we praise your mighty name. Glory to Him. Glory to the King. Glory to the King. Father, I pray over this morning, Lord, when you are giving us ribata, the time for the testimonies, even if it's 2, 3 or 4, ons weet dit gaan ons stig, dit gaan ons bemoedig, en om U die eer te gee aan Jesus Christus alleen, al die lof en al die prys en al die eer wat aan Hom behoort, deur hierdie getuienis, die woord van ons getuienis, en deur die bloed van die lam, en om ons lewens nie lief te hê, tot op die einde nie. Ons wil oorwin, ons wil meer as oorwinnaars wees. We want to be more than conquerors, Lord. Om sy plekke te verkoop, en hy moes gewag het, tot op die laaste. Blijkbaar was het gister gewees, as Vader my gewys het. Toe word hy heeltemal vrygemaak van Antabauca en van die ander hotelle.
En Papa Vader wys my. Hy wys my. Want God, ons kan nie ons God deel met die wêreld nie. God het wel om die wysheid gee en die insig. Om te begin met iets. Maar al het ons nou nie presies geweet waar ons moet begin, wat ons moet eintlik doen nie. Baie keer dan sit ons eie woorde. En doen ons ook die verkeerde dinge. Ons is net mens, ons maak nog foute. Maar Vader het hom eintlik gewys die hele tyd. Hoe hy weet, daai dinge moet laat gaan. En vanmôre toe hy nou weer praat van die kinders wat hulle dinge moes opgegee het vir God, om hom te kan volg. Besef ek het net weer eens, dit alles wat nou gister gebeur het, en die cirkels wat hy my gewys het, wat hy nou losmaak van sy voete af. En dinge gaan verander hier in die Bruidelskamp, op hierdie altaar. Papa Vader is besig om ons geestes oor en harte oop te maak, om te kan sien, hoor en onderskei, ons net luister. Hy wil net ons volheid hê, hy wil ons aandag hê. Hy wil 'n lewendige gemeenskap en verhouding met ons hê. Hy sê drie enige godheid uit. En toe hy ook daai gesê het van Barend, toe maak het ook nog meer sin vir my. Ek sit net altyd stil en ek luister net altyd. En ek hou nie daarvan om vooruit te praat nie. En ek wil net praat wanneer die Gees my lei. Dus ek kom baie keer as mense dink, maar hoe is hy so stil, hoe praat hy so min? Die dinge wat ek nie doen, wat die mens graag ook wil hê jy moet doen. En Papa Vader het my lang terug, het hy my iets gewys toe iets gebeur het. Wil ek het net bygee. Toe gee hy my 1 Johannes 2, toe wys hy vir my. En hy wys het ook verder in die woord. Wees stadig om te praat, luister weer, en wag op my. En ek sê, dankie God, Abba Vader, alle eer en lof aan U. Dankie wat U deur U kan doen. En wat U al reeds gedoen het deur die jare, Vader, vir die bestaan van hierdie Bruidelskamp van U altaar, Vader. Vader, wat ek ook nooit van geweet het nie, en ek glo baie van ons. Maar tog het U ons hier vandag tot stilstand laat kom. Daar is 'n rede en 'n doel. Vader sê hoekom ons hier is vandag. Vir iedereen elkeen wat hier sit. Hy het 'n doel, hy het 'n purpose vir ons. Hy sê ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. En niemand kom na my toe, tensy ek hom geroep het nie. En toe ek weer hoor, Jeremia 1 vers 4 en 5, toe besef ek net, is maar net weer eens Papa Vader, wat op hierdie altaar sit. Hy kan ewen deur hierdie portret op die altaar, kan hy deur hierdie oë, as jy mooi kyk, ons kan ewen die lewe sien in dit. Ons moet net begin besef, ons kom kniel nie net sommer voor hierdie altaar neer nie. As sy Gees jou trek, sal jy alleenig kom kniel voor hierdie altaar. Al dink jy dit nie, al besef jy dit nie. Maar as hy wat jou trek, sodat hy nader aan jou kan kom. Laat ons kan besef, dis hy wat nou met jou praat. Dis hy wat nou in jou gedagtes is. Jy het nie net verniet hier kom kniel elke dag nie. Jy is nie verniet elke dag hier in hierdie Bruidelskamp nie.
Alles is by Vader 'n doel, 'n rede. En dan kan ek met 'n oop hart sê, uit myself uit, hy is lief vir iedere elke kind wat vanmôre hier sit. En hy dankie julle wat hier vanmôre is. Hy dankie julle vir julle liefde. Kirabunduku sharabayan. Kitarabunduku sharabayan. Dankie God, Abba Vader, vir u gehoorsame kind. Vader wat net geluister die hele tyd. Al het ons nie alles besef nie. Partykeer besef ons nie. En ons dink nie daaraan, dis u wat nou deur ons praat nie. Maar die Godheid is elke dag, elke tree by ons. Dankie, Abba Vader. In Jesus' naam. Amen. Halleluja. Ek wil net iets vir julle sê wat my getref het. Woensdag aand toe, dus ek op 7:00 het ek hier ingestap, toe ek hier instap, toe is om Willie op die altaar. En hy loop op en af en hy bid. Maar die oomblik toe ek die deur oopmaak en ek sien hom, toe raak my hart sommer vol. En ek besef, baie van ons het eiendom, of baie van ons het besittings, of jy het baie. En die oomblik toe ek hom Willie so kyk, toe besef ek, maar hy het Jesus. En wat wil hy meer hê? Wat wil ons meer hê is net hom. Ons kan niks saamvat nie. As jy hom nie het, jy niks. En ek sien net hoe tevrede is hy, net om hier te loop en alleen te wees. Hy's niemand hier nie, maar net om saam met hom te loop, saam met die Heilige Gees te wees. Was net vir hom so bevrydend. Maar nou kom ons sing en ons sing net hierdie lied saam. Kom ons staan op. Kom ons loof hom net. Laat my wandel in u gees. Ons prys u naam. Nie my eie begeertes nie, maar u wil alleen. O ja. Seën my met wysheid, seën my met lig. Oh, thank you Lord. Gees, vul my lewe. Liefde, vreugde, vrede, laat dit vloei. O Vader, ek wandel in u lig, tot in ewigheid, tot in ewigheid. Thank you Lord. Ek wil vanoggend 'n paar ouens, 'n paar manne vra om te getuig. Fransjo, ek dink ek gaan daar agter by jou. By Fransjo Berwela, jy kan van die soaking baie sag opsit, hoor. En dan is jy op jou hart het, Dirk, is jy gereed om iets te sê vanoggend? Ja, kom ons praat nou en dan na Johan kan ons vir baie dankie julle. Dankie Here vir die wonderlike voorreg om so 'n plek te hê en om die geleentheid te hê om die Here se naam groot te maak. So 'n bietjie meer as wat ek gedink het aanvanklik om te deel. Ons het 'n gestremde dogter wat 35 jaar oud is. En soos julle kan dink is dit nogal uitdagend en 'n heeltyd 'n bekommernis en ook huwelike met sulke kinders is nogal taaf en nie almal bly regop nie. So ons het maar altyd hierdie bekommernis gehad en so omtrent 22 jaar gelede was die oplossing so belangrik vir my, veral vir ons, om te weet wat eendag, wat gaan word van haar, waartoe gaan sy, dat ek amper, genadiglik net amper, by
'n waarsêer geëindig het, hierdie een op TV, wat Afrikaans praat en stoele plekke gekry het daar en genadiglik het Heilige Gees het bewerkstellig dat ons nie gegaan het nie en familie het vir ons 'n klomp Bybelverse gegee en toe die Here die 4de keer uitdruklik sê nee, ou gaan sien nie hierdie mense nie. In elk geval hierdie aksie het my gereed gekry om by die Here uit te kom. En ongeveer 21 jaar gelede het ons gesin by die Here uitgekom met erns en ons het Jesus gevind en omarm en Heilige Gees het voorgeloop. Ons het natuurlik vertrou op die Here en ontspan en ons het begin lewe want ons het heeltyd bekommerd gewees voor die tyd en toe het ons net regtig ontspan en gelewe. So nou korter gelede, minder as 'n jaar gelede, het vriende afgetree en getrek Bloemfontein toe en toevallig, soos die Here maak, het hy vir iemand oor die vroutjie se pad gestuur met 'n gestremde kind en sy hoor toe van die plek waarna toe die kind gaan en ons, my vrou word gesê van die plek en ons dogter begin gaan en dit is net 'n wonderlike oplossing en sy is opgewonde om te gaan en dit gebeur ook nie baie nie, daar was al vele plekke, maar in elk geval baie opgewonde en so omtrent 2 maande gelede het my vrou Anita 2 goed by die Here gekry een aand wat nie normaal is dat sy gereeld hoor van die Here nie. En hierdie blessing met 2 goed en ek het laterig by die huis gekom en sy deel dit met my. Die een was 'n oplossing vir die kantoor, ietsie wat daar moes gebeur en dit was baie kosbaar, maar die groter een wat ek nou wil aan julle deurgee is, sy hoor, ons moet hierdie mense, hierdie gesin, na wie toe ons dogter gaan, moet ons vra of hulle ons voogde, die kind se voogde sal word eendag. En dis nie 'n ding wat jy mee loop nie, dit is maar gewoonlik familie wat moet voorvat en oorneem, en dit werk nie lekker by ons nie. En ons praat daaroor en ons luister na Heilige Gees se inspraak en ons reël met hierdie mense om te gaan uit eet die aand en ons dogter kan nie weet nie, want op daai stadium as dit nie sou werk nie, sou dit die verhouding affekteer. En Anita het daai aand baie duidelik vir hulle gesê, julle gaan nie vanaand besluit nie, julle gaan rustig wees, dink en natuurlik bid daaroor en dan kom julle rustig terug wanneer julle reg is. En 6 lang dae later, toe kom sê hulle vir ons, ja, die Here het ons paie laat kruis, ons 2 gesinne se paie laat kruis. En dit is so wonderlik om toe daarna praktiese reëlings in plek te kry. So, Abba Vader, Heilige Gees, Koning Jesus, het hierdie oplossing vir ons gebied. Na 35 jaar, ons het daarom nie die hele 35 jaar geweet van haar tekortkominge nie, ons dogter se nie, maar wow, alle eer aan Jesus. Boetas, ons het almal die boodskapie van François gekry. Waar hy sê, ons kan vandag dankbaarheid bewys. En laasnag in my nagwak was ek verstom. Ek was verbuisterd.
oor wat ek alles oor kan dankbaar wees. En ek was omtrent die hele nag daarmee besig. In die laaste tyd, ek slaap nie 3-4 ure, maar ek het krag en lewe in my soos ek nog nooit in my gehad het nie. Ek wil kom deur te sê, my dankbaarheid vir oggend, wat ek graag met julle wil deel, en ek glo vir ons almal moet Bridal Chamber, is vir my God, wat my nooit vergeet het en in die steek gelaat het. In hierdie tyd, en weer boetas, ek het iets ontdek. Die hart het 'n geheue. En weet julle wat is dit? Dankbaarheid. Is dankbaarheid. Sondag is ek by die kerk, ons drink tee na die kerk. En so 2 weke voor het ons gemeenteete gehad, en daar is hierdie tannie, sy so deftig aangetrek, en haar hele postuur getuig van liefde, en wat sy so meng met die mense, met die ete, en toe ons nou Sondag tee drink na kerk, is sy ook daar by iemand, en ek sit naby, en ek hoor die een tannie sê vir haar, sy weet nie wat maak sy in die ouer huis nie, bedoelende sy voel sy het nie doen. Hoor wat is die tannie se antwoord? Blom waar jy kom. Blom jy waar jy kom. Stap jy hier uit by die bridal Vrydagoggende, of die wat in die week ook kom. Gaan blom jy. So eenvoudig, blom waar jy kom. If you portray gratitude, it is contagious. It inspires others unbelievably. Keep on keeping on being filled with gratitude. A good idea is not always a good idea. A good idea is sometimes good for your flesh, but a good idea is not a good idea if it's not an idea from God. En in hierdie tyd, I found Jesus. There is no turning back. The cross before me and the sinful world behind me. Loving kindness stems from a heart filled with gratitude, and your overflowing kindness is so overwhelming in other people's lives, and it's maybe just what makes the difference for them to see another day through in this challenging world we live. Ek het in die jaar geleer, I've learned in this year, if you are in the desert or in the wilderness, it is from God. It's van God. And you will draw closer and closer and closer to Him. In our weakness, I've learned, it is time to be strong with His unbelievable supernatural power that surpasses our own abilities. Ek wil afeindig deur te sê, ek leef nou so. God said it, I believe it, and that settles it. En dan net ten laaste, ek glo, ou spreekwoord van my, alle deugdevolle werk sterf in die afwesigheid van aanprys. En ons God is 'n beloner. En dis vir my altyd die wonderlikste, om dankie te kan sê. En François het vir my gevra, om 'n paar woorde te sê, omtrent dankie te sê. Eerste aan God al die eer, lofprysing en aanbidding, vir wat hierdie plek vir ons oor die jare gebied het. En ek glo met die Here se wil nog sal gebied. En so dankie aan die Here vir Andrei se gehoorsaamheid
toe Dawie Spies hom genader het. Ons sê vir Andrei, so dankie, ek weet, ek het al baie vir hom dankie gesê oor dinge in my eie lewe, dan sê hy eer eerste aan God. Maar so dankie vir die inspraak en die impak wat hy in so baie van ons se lewens gehad het. En vir ou Chris met sy getrouheid, daar agter die klankbord en met die video's en so meer wat hy maak vir ons, om in ons geheue te kan hou. En dan vir ou Willie, is vir my ook net ongelooflik om te sien hoe God hom opgerig en gestig het. In alle eer aan God. En Barend sê vir hom ook dankie en hoe die Here mense hier opgerig het en gestig het en made them Christ-like. Ons sê ook vir François dankie vir sy gereelde inligtings. Ek is altyd so opgewonde as die boodskapie kom vir die Vrydag se saamwees hier by die altaar. En ons sê vir die Here ook dankie vir hoe hy vir Wilbur en Richie as hy evangelisasiespan gebruik as instrumente in God se hand om die evangelie te verkondig. En dan ook vir Bridal Chamber en vir House of Bread vir elke Vrydagoggend se wonderlike ontbyt wat ons geniet. En ek stuur julle uit met die boodskap vir die laaste paar dae van die ou jaar wat oor is. Blom waar jy kom. Dankie. William. Kom staan nie. Ek wil hê jy moet net bietjie deel. 1994 toe Wilbur so 6 maande oud was, begin net daar toe jy vir hom gebid het toe hy die dag toegewy was. Dit was 'n wonderlike dag in my lewe gewees om betrokke te raak by die Venters en hoe Andrei voorgestap het en gesê het, maar ek gaan die Here dien met alles wat my is. Dis waar hierdie plek vandaan gekom het en terwille van al die struikelblokke wat in sy pad was hierdie nog altyd nommer 1. Maar in daardie tyd was ons nog in die ou hotel. En ek het Andrei ontmoet deur sekere aksies soos goeters wat ons aangevang het of betrokke geraak het. En toe word Wilbur gebore. En die Here wys toe vir my 'n engel by Wilbur. En daar was dieselfde engel by jou swaar geweest. En die Here het vir my gewys, hierdie is jong man van groot spore in die koninkryk dra. En kan ons dit vandag sien, die getuienis van wat hy hom gedoen het, Wilbur? Well done. Ek seker as ons daar bo kom, gaan die Here vir jou sê, good servant. Dis wat ons wil wees. Ons wil God se servants wees. Ek glo ook Andrei het my hier vorentoe geroep met 'n boodskap. En terwyl ons daar sit en al die broers gesels so oor die aardse dinge en goeters, sê die Here vir my, waar jou hart is, daar sal jou skat wees. Dink mooi vandag, waar is jou hart? Andrei, jou hart is hier, ons weet dit. En dis waar jou skat is. Soveel mense vergeet van die wêreldse dinge dat Jesus het gesê, Matteus 6 vers 19, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde. Is julle nie bly hy het nie gesê mag nie? Was ons almal in die moeilikheid? Johan, almal van ons is dan in die moeilikheid. En het die dief nie kom steel nie. Links, regs en senter. Klap ons hierdie kant toe, klap ons daai kant en dan wil ons weet wat, dan sê die Here, maar ek het vir jou gesê, moenie. Onthou nou, is nie hoe goed of sleg jy is nie. Is hoe goed God is vir jou. Almal van ons het goed wat ons wegsteek. Eendag sê ou vir my, ja, jy doen dit en dit, toe sê ek vir hom, wat het jy te doen met my sondes? Het ek my sondes nie vir Jesus gegee nie? Ken die goeie herder nie sy skaap nie?
sal hy nie met sy skaap praat nie. So, ek dink dit is nogal naby aan die hart. Die Here het vir ons goeders gegee, sodat die koninkryk vergroot kan word. Hy sê, soek eers die koninkryk, en dan sal al hierdie dinge vir jou gegee word. Maar nee, ons soek eers al die dinge, en dan soek ons die koninkryk. Waar eindig ons op die einde? God het eendag vir my gesê, hoe weet jy hoe goed is ek vir jou? En die Bybel sê, kyk na jou kinders, dan sal jy weet hoe goed God is vir jou. Kan ek vandag waarlik sê, al 3 my kinders is miljonêers. Maar weet jy wat? Al 3 van hulle het eers sendingveld toe gegaan. First seek the kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So ek wil vir die Here dankie sê, dat hy vir my daai tyd wysheid gegee het om daai 2 jong manne en 1 vrou in die sendingveld in te stuur. Hulle het nie baie mooi verstaan nie, maar vandag sê hulle vir my, pa, baie dankie vir wat jy gedoen het. Ek sê, want dit is nie ek nie, dis die Heilige Gees wat vir my gesê het, stuur hulle Malawi toe, stuur hulle Zimbabwe toe, stuur hulle Lesotho toe. Want as hulle eers my koninkryk soek, gaan ek hulle bless. En daar is hulle vandag. What a happy dad. I'm a very happy dad. Ander het geweet hoe ek gesukkel om my klomp deur die skole te kry. 3 jobs op 'n tyd, net om dit te maak. En vandag kyk ek terug en sê ek, Here, u voorsienigheid. Voor die wêreld begin het, het hy dit al uitgewerk. Dis hoe goed ons God is. En daar's, voor ek nou ook so 'n pittige dingetjie in wil gooi is, sê altyd vir die Here, ek bid u bloed oor my en die magtige engele om my. En dan kan jy sê, die Here is my herder, ek sal niks ontbreek nie. Niks. Die oomblik wat jy voel, steek net jou hande op en sê, die Here is my herder, ek sal niks ontbreek nie. En stap aan. En hy maak die pad vir jou oop. Hy sê, ek sal die heuwels vir jou reguit maak, ek sal die dale opvul. En dan gee jy hom sy prys. Because he did it. Amen. Amen. William, onthou jy nog hoe ons Mabula toe gery met die manne? Edrich. Ja, vandag. Ja, hy het by Jesus uitgekom. Met al sy dinge. Dirk, wil jy nie iets kom? 2 woorde. Net wat jy Woensdagoggend gesê het. Kom, het gaan so baie vir Pieter en vir Burgeril beteken. Ek het so lank doen ons disipelskap met Dirk en dan elke keer dan iets die Heilige Gees iets deur my. Net as ek iets sê, dan kom Dirk met 'n antwoord. Net as ek iets sê, dan kom Dirk met 'n antwoord en dink ek, mense het hy wil net alles neerlê. Hy het altyd 'n antwoord hier van die kante vir iets. En Woensdagoggend toe hy kom toe, sien ek, maar hy's nou 'n nuwe Dirk hierso. Iewers het iets gebeur. Kom deel net 2 woorde. Maar kom staan net hierso, vertel net. Sê net die ou Dirk, vertel net waar is die ou Dirk, is al wat jy moet sê. Jy gaan die ouens stig en jy gaan bemoedig. Ja, die Here was goed vir my. Nie eintlik ou van praat nie, maar ek was blind gewees. Ek was in my eie ambisie, buitelike mens wat jy sien, en die Here het my net kom wys, saam met hom gesterf by Romeine 6 vers 3, en alle eer vir die Here, en die Heilige Gees het my begin hader, en gister weer loop ek, en ek sê vir almal, ja, maar dit wat jy sê en dit wat jy doen, ek sê die Here is getrou, hy sal jou help, en gister kom die enemy en hy bestrek my, en ek het weer gestruikel, maar hy sê confess, en ja, moes hom net die gospel gegee het, en maak maar nog foute, en weer die Here gaan my help, en die Heilige Gees, ja, alle eer aan hom. Maar nou sê hoeveel keer jy val nie is, hoeveel keer jy opstaan. Dis nie hoeveel keer jy val nie. Val is deel van dit.
deel van groot word, ek het nog nooit 'n baba gesien wat nie val nie. Maar op die einde van die dag dan begin hulle sterk loop. Net babas, groter hulle word, hoe minder val jy. Johan, wil jy iets deel? Asseblief. Yes, ek kom, dit is so wonderlik om my broers het ek so lank, Johan het eintlik 'n pad, hy en my pa was eintlik eers vriende gewees. En hy het my pa 'n Bybelskool aangebied in die 90's by Kruiskerk. My pa tot bekering, hy het my eers gedreig om te onterf toe hy hoor ek in Soweto tot bekering gekom. En dis die eerste keer in my lewe wat ek teruggepraat het teen my pa, toe sê ek vir my moet maar maak wat hy wil. Maar jy sien as jy Jesus ontmoet en dan kan jy nie terugdraai nie. En toe hoor ek hy gee Johan Suster gee vir hulle Bybelskool. Nou dis van daar af het Johan by die manne betrokke geraak en ons nou al meer as 20 jaar. Prys die Here daarvoor. Hoorie manne, ons het laasweek het ander oor die sonde gepraat. En toe het ek net so ietsie kom ingooi oor vervulling met die Heilige Gees. Ag, en toe lê die Here net gisteraand eintlik die hele week op my hart om net so ietsie in te gooi oor sonde en verkeerdheid. Jy weet, sonde is 'n baie breë begrip en is 'n baie begrip. Want ons as mense klassifiseer baie keer sonde onder moet en moenie en mag nie. Maar dit is 'n baie breër en 'n wyeer begrip. Romeine 14:23 sê alles wat nie in die geloof gedoen word nie, is sonde. En dis 'n eksplisiete vers daai. Want ons geloof is gegrondves in die drie-eenigheid. Want ons glo aan Vader, Seun en Heilige Gees. Jahwe, Yeshua, Mashiach, Ruach HaKodesh. So ons geloof is nou sê die woord, as jy dit nie in geloof doen nie, dan kan dit verkeerd wees. Maar dit is 'n onderskeiding, dit is 'n nuance wat moeilik is vir ons as gewone mense. Want ons val maklik. 1 Timoteus 1:15 sê, hierdie is 'n betroubaar, Paulus sê, hierdie is 'n betroubare woord en werd om aangeneem te word. Want Jesus het vir sondaars gesterf, waarvan ek die vernaamste is. Nou as Paulus sê, ek is 'n vername sondaar, dan word ek en jy nie gevrywaar van verkeerdhede nie. Want ons is net mense. Nou hoor ek 'n wonderlike ding eendag by 'n sielkundige. Hy sê, ek sit regop op my stoel toe hy dit sê, hy sê jy het 'n onwillekeurige neiging tot sonde en 'n impulsiewe neiging tot sonde. Nou onwillekeurig, en toe hy dit sê, toe skrik ek, en dit is eintlik die waarheid. Hy sê, daar gaan baie dae verby, of feitelik elke dag, is daar een van ons, of ons, vertel 'n leuen. Dit is 'n onwillekeurige sonde. Hy sê dat ek julle verduidelik, as iemand jou vra hoe laat jy gaan werk vandag, en jy sê vir hom, ek was 8 uur op kantoor, en jy was daar 8:15 daar, dan het jy eintlik 'n leuen vertel. Want dit is nie die waarheid nie, maar is 'n onwillekeurig. Impulsief is jy aspersonde doen. Psalm 19:14 sê, Here, weerhou my van moedwillige sondes. En dit is baie belangrik om daai onderskeid te tref. Want God het ons almal met 'n gewete geskape. Hy het ons met 'n oordeel geskape. Met 'n so ander wat nou so lief is om Engels te praat. He created us with an inner conscience. So ons het die onderskeidingsvermoë tussen reg en verkeerd. En dis waar sonde sy oorsprong het, is in die tuin van Eden. Toe Adam en Eva nie reg geonderskei het tussen die boom van goed en kwaad nie. So ons, die woord sê van ons staan nie onder veroordeling. Maar, en dit het ek by my vrou geleer,
wat nou ook diep in die woord delf. Sy sê, baie sê, wat die woord van God sê, laat ek eerder so sê, roep my aan en ek sal jou red. Nou dit is 'n waarheid. Dit is onomwonde waarheid wat dit staan in die woord van God. Maar baie van ons vat daai waarheid en sê ek is 'n kind van God, want ek roep hom aan. So dan word daai volle waarheid eintlik 'n halwe leuen. Want die woord van God sê jy moet vervul word met die Heilige Gees. Hebreërs 14 vers 12 of 12:14 sê pursue consecration without which no one will see the kingdom of God. Om nou weer Andries Engels te gebruik. Jaag heiligmaking na waarsonder niemand die koninkryk van God gaan sien nie. Maar as die woord vir ons sê ons moet hom aanroep, dis 'n volle waarheid. Maar as ons nie heiligmaking nastreef nie, as ons nie vervulling met die Heilige Gees nastreef nie, dan word daai volle waarheid 'n halwe waarheid. En ongelukkig kan daai halwe waarheid 'n volle leuen raak. Want nou verloor jy jou saligheid. Jou godgerigte, doelgeskepte nastrewing van vervulling met die Heilige Gees. Jy weet, ek het so erg oor die Heilige Gees. Ek het laasweek ook net daaraan geraak. Romeine sê hy wat vervul is, ek dink dit is Romeine 7 of hy wat vervul is met die Gees van God, hy is waarlik 'n kind van God. So, dit is wonderlik, en ons glo in die drie-eenigheid, ons hou, maar ongelukkig, en ek het dit dink ek laasweek ook genoem, ons het maar in ons kerke voorheen wat ons was daar nie te veel klem gelem altyd op vervulling met die Heilige Gees. Of, regtig, dit is eintlik hartseer. Want onthou net, die Gees van God is binne in ons. Volle drie-eenigheid van God is binne in ons. So maar, dit is so maklik om af te dwaal en 'n onwillekeurige sonde te doen. En nou baie keer, nou wil ek sommer afsluit daar, ook met 'n pittige ding, en net gou vir julle vinnig vertel. Jy weet, toe ek jong was, 1965, standaard 9, nou is my ouma stou te kinders, maar ek en my pa en 'n vriend van ons was altyd Saterdag was daar 'n afslaarsbesigheid daar by die munisipaliteit, paddies maak. Ek weet nie wie julle onthou, ek praat nou van baie jare terug, toe was standaard 9. Nou koop ek daar 'n kar of my pa vir 100 en 200 rande, maak ons dit reg. Ek en die pel vir my, nou maak ons die Englia reg. En ek wil hierdie nou vir julle noem van as jy in die geselskap is om te blom waar jy kom, om by jou aan te sluit. Toe dink ek nou daaraan. En nou staan ons, nou het ons hierdie Englia wat ons verkoop, maar ons het hom gepolish en alles, maar hy lek 'n movie se klomp olie. Nou staan die cheetah pel vir my reg voor die kar, nou staan die afslaer, baie bekende ou, ek gaan nie sy naam noem nie, daai jare, maar nou roep hy boontoe en hy gebruik die Here se naam ydel. Hy sê, mense, hierdie kar het 'n gearbox en julle wil my nie 'n offer maak nie. So gaan hy te keer, so groot dik man. Ek wil nou nie sy naam noem, in elk geval. Dan sê hy, en dan sê hy, ry vorentoe, nou staan hy voor, gaan hy so 'n bietjie terug, dan sê hy, man, hierdie ding het tot 'n reverse op. Nou as ek so reverse, dan loop hy vorentoe, dan staan hy met sy 2 voete op die oliekol. En hier is 'n ou oom en hy steek sy hand so op. Hy sê, is dit 'n body? Is dit 'n body? Hy sê, nee, ek wil net vir jou vra. Om nie my Vader, waarvoor ek baie, baie lief is, sy naam so uitelik te gebruik. Hoor jy, nou was 'n stilte, daai klomp mense daar. Maar die ou het met so mooi deernis en liefde gedoen. So baie keer is ek en jy in verkeerde geselskap. Maar dan moet die basis van die aanspreek van die verkeerdheid wat daar gedoen word, of gesê word, of wat ook al, die basis moet liefde bly, want God is liefde. Dit is ons basis in die lewe. Ek eer julle en ek wil gou net oor toe maak. Ek eer julle vir alles, almal het dankie gesê, maar het is my lekker om nou en dan 'n woordjie te praat, want ek like dit maar om baie te praat. Ek is nie vir Nieter Schuster nie. Ek slaan my oë op na die berge.
Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal my voet nie laat struikel teen 'n klip van sonde nie. My bewaker sluimer nie. Hy is die skaduwee aan my regterhand. Die bewaker van Israel sluimer of slaap nie. My bewaker sal my bewaak dat die son my nie bedag steek en die maan by nag nie. My keeper preserves my life. He even preserves my soul. My keeper preserves my going out and my coming in. Van nou af tot in alle ewigheid. Ons eer U naam. Amen. Ja. Wanneer wie van julle is gereed om nog, Pieter, wie van julle wil nog iets deel? James, enige van julle welkom. Kom. Môre manne. Ek wil net graag om te leer die klein getuienis. Ek kan nie klein getuienis deel nie, maar ons het so 3 weke terug 'n toolboxkom gehad waar ek en my seun se verhouding net gerestoreer is deur die Here. Net om 'n vinnige background te gee, my ma en pa is geskei toe ek 6 jaar oud was. Ek het nie 'n vaderfiguur gehad in my lewe nie. My lewe was maar up and down 'n rollercoaster. Ek was kwaad vir my, was alkoholist gewees. Hy het my basies verwerp. Toe ek 13 was die laaste keer wat ek met my pa gepraat het. En vir 3 jaar het ek glad nie 'n woord met hom gepraat nie. En ek het in daai 3 jaar gevoel ek moet gaan opmaak met hom, ek moet gaan jammer sê, vergifnis gaan vra en nie dinge regmaak. Maar toe ek 16 was, het ek oproep gekry as oorlede. Ek het nooit die kans gehad om dit te gaan doen nie. En dit het my lewe geskeur. Vandaar was ek diep gevang in drugs en drank, my hele lewe lank, 20 jaar addiction om te gesukkel om te breek. 2010 het ek my hart vir die Here gegee, maar die hele tyd gebackslide, die hele tyd teruggeval. En ek het gewonder waarom. 2005 is my seun gebore. Ek en sy ma was saam, ons was nooit getroud nie, maar ook deur drank en drugs het ons ook met mekaar uitgeval. En tussentyd my seun moes maar tussen my en my familie en my sussie hulle om te groot maak, want ek het nie standvastigheid gehad nie. 2018 het ek my trouvrou ontmoet. Ons is 2019 getroud. Wonderlike huis gewees, maar ek het weer die Here se hand gelos en weer alles verloor. Ons is uit mekaar uitgeruk. En my seun moes weer by my suster hulle gaan bly en hy was ook so kwaad gewees vir my. En dit het my ook geskeur en ek my vrou is geseparate, ek het op die straat beland. Weer terug op die drugs en die drank en ja, en tot ek 5 jaar terug Bloemfontein toe getrek het en ek het 'n intieme verhouding met die Here begin en alles uit stukkie vir stukkie alles kom restoreer as jy hom toelaat. En 4 weke terug op die toolbox kom met my seun self vorentoe gekom en gesê pa, ek vergewe jou. En ja, ek wil net hierdie geleentheid vat. Ek weet nie of ek ooit vir my pa gesê dat ek hom vergewe het nie. Ek was altyd so kwaad vir hom. Nog my hele lewe. En dit is net, as jy ooit, as al tyd is, gaan maak reg met iemand, want dit kan jou lewe verander. Ek wil julle net, en ek gee die Here die eer daarvoor. Dankie. Jammer as ek net die plek vat van iemand wat wil praat. Dis nou nie iets groot, maar vir God is dit, tel het baie. Wel en vir my ook. Nou terwyl hy so gepraat het, dink ek aan iets en toe die oom gepraat het, oom Schuster. Toe kom iets by my op, wat ek met hom gepraat het, wat agter op sy ruit geskryf is. Baie keer dink ons is niks, maar as ons nou net weer teruggaan in die woord en dat God gesê het, hy gaan nie terug op sy woord nie. Alles wat hier geskryf is in hy woord, gaan tot in vervulling kom. Hy sê in Matteus 5:17, jy sal nie eens 'n jota uit my woord uithaal, voor hierdie hele woord in vervulling gekom het nie. So weer eens wys hy dit terug, dat die Bybel geskryf is, God is die woord. En hy was die woord, en hy is altyd nog die woord. Maar weer om terug te kom na wat op sy ruite geskryf is, julle sal dit lees, op sy kar se ruite is hy so ry. En dit wat vir my powerful is, en net om te weet,
As jy nou hierso lees uit die woord uit, die Here kom terug. Dis 'n werklikheid, die Here kom terug. Toe sê ek nou vir hom, en ons staan so met mekaar en grappe en goed maak, maar nogtans is in die hart, ons weet, dis die waarheid. En dit is dinge wat gebeur. Alles, dis kom God ook sê, pas op wat julle spreek, want julle woorde dra krag. En God probeer ons terugbring en nader bring na dinge toe. Want ons nou vir onsself moet by mekaar sit en wys ons liefde aan hom. En hoeveel ons voel vir hom. Sê ek vir hom, ek sê vir hom, weet jy wat, daai dinge is al geskryf op jou ruite. Ek sê maar, gaan skryf nou daar. Kyk nou net, hoeveel blessings kan jy kry? As jy daar op die ruit skryf, en jy skryf, byvoorbeeld, mense, die wat jy lees, dankie vir jou blessings, wat jy op my sit van die Here af. En ons maak sulke jokes. En ek sit agterna daaroor en dink, maar ja, as ek sê, Andre, die Here bless jou, oom, die Here bless jou, die Here bless julle, mag julle geseënd wees. Jy sê dit uit jou hart uit, jy sê dit uit liefde uit alles, en is God wat dit vir jou sê, deur jou. Dis nie meer jy, jou ou mens, dis 'n nuwe mens. So as ek sê, God bless jou, dan gaan hy jou bless. En ek het dit ervaar, ek het soveel dinge wat hier gebeur het, want God my gebless het, en ek weer ander gebless het. So, en daarvan af, skryf ek hier op my t-shirt, laat dit op my t-shirt, ek worry nie wat mense sê of wat nie. En van volgende jaar af gaan dit beter wees, dan gaan ek daar skryf, dankie vir julle blessings, namens God vir my. En ek gaan dit doen. En dan elke ding net, elke mens wat verby jou loop en dit lees, hy besef het nie wat hy doen nie, hy besef miskien nie wat hy sê nie, maar jy weet, jy sal net al meer en meer begin voel, hoekom, wat gaan nou aan? Baie keer het mense vir my gesê, hey, wat my keer jou, hoekom lyk jy so anderste? Jy is nie meer dieselfde mense, dan blyk my net staan en ek sê, dankie Here. Julle weet jy, ons se broer is, sy jonger boetie is Leon Schuster. So ek noem dit net vir julle. Wie Bouwer, jy of Leon of Gert, enigiemand wat nog iets net wil deel, julle is welkom. Ons het wanneer laas ek met mense gepraat, kan julle my hoor? As ek julle moet vertel oor my lewe, bietjie nader, ja, sy daar hoor ek hom ook. As ek na my lewe moet kyk, gaan ek julle die hele naweek besig hou. Maar 'n ding wat 'n groot rol in ons lewens speel, is 'n moeder. Ons het alreeds gehoor van die moederskoot. Ek kom ook maar uit 'n gebroke huis uit. My pa die pad buister geraak na 'n klompie jare. En die groot faktor in ons huis was my moeder gewees. Ek dink hier's baie mense wat hier sit, wat by die Here uitgekom het, as gevolg van die gebede van 'n ma. Daai moet ons glad nie miskyk nie. Toevallig my dogter verjaar vandag, sy's 29, en ek is so, ek raak opgewonde oor die gees wat vrouens uitdra, hoe naby hulle aan die Here is. Dit is vir my baie groot vreugde. Wat myself net aan betref, ek het ook maar in die, ek wil nie sê die kerk se naam, in 'n gewone kerk groot geword. En ek het anderdag ook daaraan gedink, as jy die woord lees, die Bybel is so volledig. As jy in Genesis lees jy van die Heilige Gees. In elkeen van die hoofstukke is die Heilige Gees. As jy by die profete toe gaan, is dit die Heilige Gees. En ek kan net nie verstaan dat, soos oom Leon gesê het, die mense stil gebly het daaroor. Dit het eers later in my lewe gebeur, wat ek besef het hoe kosbaar die Heilige Gees is. En dit het veroorsaak in my lewe dat ek met my een voet in die wêreld geleef het. Dis reg, ek is 'n kind van die Here, ek het hom aangeneem, maar ek doen nog dit, ek doen nog dat. En
Hier by House of Bread het ander het my raak gesien. En hy het met my gepraat. Dit was vir my 'n skok geweest, want ek het gedink ek is op die regte pad. En die Heilige Gees het gewerk en ek was nooit 'n alkoholist geweest nie. Maar omdat ek uit 'n alkoholagtergrond het gekom het alkohol 'n baie groot rol in my lewe gespeel. Tussen die manne, as die manne gaan braai, dan word daar gedrink. As rugby toe gaan, dan word daar gedrink. Ag, mens kan ure daaroor praat. En daar gesprek wat ander met my gehad het, die Heilige Gees begin werk. Ag, en ek het met redenasies gekom. Ag man, Jesus het dan wyn gedrink en die nagmaal is met wyn ingestel en die Israeliete het fees gevier met wyn. En ek kon dit nie mooi verstaan hoe werk die ding nie. En die 19de Februarie 2024 het hierdie worstelstryd die Here vir my die lig laat deurbreek. Vir my gesê, jy kan nie twee Here dien nie. Daar is net een God en sy naam is Jesus Christus. En ek sê vir julle, daai Dinsdagoggend het ek opgestaan en ek was klaar met drank. En baie mense sê vir my, jy gaan weer in die versoeking kom. Ek weet in my hart, ek sal in my lewe nooit weer my lippe aan 'n druppel drank sit nie. Nooit weer nie. Die mense vra nou, hoe weet jy dit? Want die Heilige Gees sal ek nie bedroef nie. En ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe mens wat 'n nuwe pad stap. Dit is so lekker om nie meer om by my eintlike punt uit te kom is. Dis nie maklik om 'n kind van die Here te wees. Dis nie maklik nie. Partykeer het ek pyn. Dan lê ek op die bed en dink ek, Jesus, dit sou dan nou lekker gewees het om nou daar by Galaxy te wees en saam met die manne 'n paar loppe te drink. Daai wêreldse kultuur. Maar dan sê ek net, Here, ek kry swaar. En daai selfde nag dan help die Here my, dan die volgende dag as ek opstaan, is ek weer daai nuwe mens. So, ek het nie woorde om dit te beskryf nie. Ons God is groot, hy's liefdevol, hy's genadig. Die lewe gaan oor Jesus Christus. En as 'n mens dit net jonger in jou lewe kan besef, maar ek dank die Here, ten spyte van die foute en die struikelinge, dat ek 3 pragtige kinders gekry het. Al 3 se harte behoort aan die Here. Al 3 dien die Here. So kom ons loof en prys Jesus. Ek hoop iets wat ek gesê het vanoggend het ook by julle inklank gevind. Dankie Andre. Amen. Want ons gaan afsluit. Voor dit, ek wil net iets met julle deel. Wil julle net in gedagte moet hou in hierdie tyd en dan bid ons. Ek het Woensdag net kort het ek met die manne gedeel oor. Dit staan in 1 Petrus 1 vers 2 en dit staan nog in Romeine 8 en nog dele in die skrif. En die skrif praat in Engels van the foreknowledge of God. In Afrikaans praat hy van die voorkennis van God. Maar ek wil uitkom net by 'n plekkie is oor vrye wil of vrye keuse. Die voorkennis van God is die vraag. In the foreknowledge of God is daar alles wat God ken alles. Daar's niks. Hy het alles geskape en hy het niks het hy alles geskape. En in sy voorkennis ken hy die begin van die einde af. Nou is die vraag, as hy alles ken, hoekom het hy Lucifer geskape? Dit was die vraag wat ek gevra het. Het julle al daaraan gedink, hoekom is Satan geskape? As hy geweet het, hy gaan ewel wees en hy gaan teen hom draai. So baie keer het teoloë en baie kan redeneer hieroor, maar die volgende, Satan, Lucifer, het 'n vrye wil gehad. Het jy al 'n man gesien wat sy vrou dwing om met hom te trou? Hoe gaan daai huwelik, wat gaan dit afgee? Of het 'n vrou 'n vrye keuse om te kies met wie haar huweliksmaat is, en het 'n man 'n vrye keuse
om te kies wie sy huweliksmaat gaan wees. Jy sien, ons het 'n bruidegom en hy wil ons nie dwing om in 'n huwelik met hom te gaan nie. En omdat die vrye keuse het nie in Adam en Eva begin nie, maar die vrye keuse het reeds in die 3de hemel begin, toe Lucifer en 'n derde van die hemele, of van die engele, reeds in opstand gekom het, en uitgegooi is, en God kan nie daai duisternis, daai sonde, dis nie sy karakter nie. Nou in dit wat ek vir julle die volgende net wil sê, God is liefde. God is love. Sy substance, alles van hom, is volmaakte liefde. En al hoe ons dit kan ervaar, is om jou hart oop te maak, dat jy die Heilige Gees ervaar. As die Heilige Gees is die enigste een, wat vir ons kan 'n ervaring van sy liefde gee. Dis wanneer baie kom getuig en emosioneel raak. Dis wanneer James oor sy seun praat en emosioneel raak. Dis wanneer ons François oor sy dogter praat en emosioneel raak. Nie omdat dit so is nie, want dis die Heilige Gees in hom wat wys wat is 'n vaderhart vir liefde. So as François soveel vir sy dogter omgee, hoeveel te meer gee Vader nie vir ons om nie? Hoeveel groter, hy het soveel omgegee, dat hy sy seun gestuur het. En ons besef dit nie, as ons families ken en liefde, dan weet ons hoe groot is dit. So hiermee wil ek net afsluit. Kom ons staan. En dan doen ons 'n gebed, ons neem 'n offering op Johan. En dan sluit ons net vir die jaar af, en ons wil ons net vir Vader dankie sê, vir wat hy vir ons gedoen het. Jesus. Vader, baie dankie net. Thank you, Lord, for this year, for this past year, for your love, and for your mercy and your grace. Thank you for Jesus Christ, our beloved bridegroom. Thank you, Lord, for Holy Spirit that's drawing us every day, every morning closer in a relationship with Jesus Christ. And that Jesus is taking us to the Father's heart. Vader, ek bid sommer vir volgende jaar, en ek bid vir die tyd in hierdie fees, vir die rustyd. Ek wil dit nie as 'n fees, 'n rustyd noem, waar ons ingaan. Dat ons oë net op hom gefestig gaan wees. En dankie vir die jaar. Vader, ons is opgewonde, en soos wat ons weet, hierdie is 'n Gregorian kalender, maar tog gebruik ons hierdie tyd as rus. Maar ons weet dat U in 2026 baie groot dinge beplan. En ons is opgewonde om in hierdie terrie en hierdie wag in te gaan met 'n verwagting en om dieper in te gaan, want as ons onsself meet, en elkeen kan homself net gaan meet in sy verhouding met Jesus Christus, dan moet ons terugkyk en sê, het daar groei in my plaasgevind oor hierdie jaar? En as daar groei plaasgevind het, dan loof en prys ons hom. En as ons op 'n plek is en sê, maar ek wil meer groei, dan die Heilige Gees, U is die een wat ons dieper vat. En dankie vir alles wat U vir ons doen. Ek bid sommer vir hom Des, en vir al die boetas, en vir Dieter, en vir almal wat nie is nie, vir André Smit. Vader, ons is soos wat David gebid het, ons weet, dat U met hom in daai rus vat nou, in 'n tyd van rus, maar dat U is die een wat beskik, oor lewe en dood. Geen iemand anders het dit, die reg op lewe en dood. U het sy dae afgenommer. Ons bid vir hom daar in die hospitaal, soos in die laaste tyd, wat ons vir hom gebid het. Dankie vir die manne wat saai, dankie vir hulle wat by Ritchie gesaai het, in sy motor van die, wat gebreek het. Dankie Vader, dat ons weet, dat hierdie saad op vrugbare harte, grond val.
Dankie net dat U die saad seën in alles. Ons wil die loof en prys. Ek wil die bloed van Jesus Christus oor ons pleit. Vir elke man, waar hy ry, waar hy beweeg. Dankie Vader, ek bid hulle af, laat U hulle sal afseël wat hier is. Dat U hulle beskermend sal bewaar. Dat U hulle uitgang en hulle ingang sal bewaar. Dankie Vader, hulle en hulle gesinne, en dankie vir al die liefde wat U vir ons gee. En ons wil die loof en prys. Dankie net dat ons 'n priesterlike seën kan bid oor die manne en dit net kan release nou. Jewerecha Adonai Vishmerecha. Yaer Adonai Panavelecha Viucheneka. Yesa Adonai Panavelecha. Yevashim Lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His shalom. Amen. Amen. Manne, ek sien hier's nog baie communion, min het gebruik, die wat wil nog gebruik. Dis die liggaam en dis die bloed. Dankie Vader, ons prys U vir die liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie vir die bloed, vir die krag in die bloed, vir die getuienis van die lam. En ons prys en ons loof U daarvoor. In die naam van Jesus. Thank you Lord. Amen. Amen. Tot in ewigheid. Tot in ewigheid.